wat regeer. Ek is nederig in my hart, en my siel is so verward, en my lewe is vry voor die troon. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, kom na my, om die skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor die staan. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, kom na my, om dit skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor die staan. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, kom na my, om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, kom na my, om dit skoon te was. Want ek wil weer vlekloos voor die staan. Ek wil weer vlekloos voor die staan. Jare gelede in die ou Jerusalem, in die hofsaal voor Pilatus staan 'n man, verwerp en verstote, hy dra 'n doringkroon, die man met die purperkleed. Hy was bekend met krankheid, smarte en pyn, en eenmaal sonde op hom, versoek deur die duivel en deur mense verloor, die man met die purperkleed. Maar die skare skree eendragtig, kruis op kruis op, die man met die purperkleed. Maar die skare skree eendragtig, kruis op kruis op, die man met die purperkleed. Hy neem sy kruis op en dra dit tot op Golgotha, verbrysel en deurboor was sy naam. Ons spiegel om in slawe
sy klere word verdeel, die man met die burgerkleed. Maar die skare skree eendragtig, kruise vol, die man met die burgerkleed. Maar die skare skree eendragtig, kruise vol, die man met die burgerkleed. Hy word begrawe met ieders, die graf word opgesteel. Toe gedraai en eensaam was hy daar. Hy verrys sy nie dood, hy het opgestaan. Die man met die burgerkleed. Door die engele juig eendragtig, hulde aan die naam, eer en krag aan hom op die troon. Hy is die koning van die konings en die hemelheerskare, die man met die gouden kroon. Door die engele juig eendragtig, hulde aan die naam, eer en krag aan hom op die troon. Hy is die koning van die konings en die hemelheerskare, die man met die gouden kroon. Die man met die gouden kroon. Gouden kroon. Goeiemôre gemeente, baie welkom by hierdie goeie Vrydag se erediens. Baie gewyde musiek wat ons vanmôre gehoor het. Ons gaan vanmôre vir Wagter vra om vir ons die Christuskers aan te steek en daarna gaan ons staande lied 168 sing. Baie dankie. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie goeie Vrydag in U huis bymekaar te mag wees. Dankie Vader, dat U U seun gegee het om aan die kruishout te sterf vir elkeen van ons sondes. Wat moes ly, dat die lyding moes deurgaan terwille van my, terwille van elke een van ons. Ons kom net vanmôre aan U al die lof en die eer en die dank van ons harte bring en sê, dankie Jesus, dat U bereid was om die kruishout te sterf, om die lyding deur te gaan by elke een van ons. Soos wat ons hierdie kers vanmôre aangesteek het, weet ons, U is die lig in elke een van ons lewens. En o Gees van God, dat die lig in en deur elke een van ons lewens sal skyn, dat ons sal uitgaan as 'n ligdraer van Jesus Christus. Dit vra ons in U wonderlike naam. Amen.
Kom ons staan en dan sing ons saam lied 168. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons sing daar al 3 die verse staande saam. Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor die grootheid Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Ons wil ook graag net by die geleentheid gebruik maak om vir u aan die kruisies uit te deel wat vooraf gereël is, en kan ons vra dat die mense hierdie kruisies ons kan uitdeel. Die diakens vir wie ons mee gereël het 'n mandjie en hulle sal by u omkom om hierdie kruisies ook uit te deel. Ons wil ook graag van die geleentheid gebruik maak om vir u uit te nooi na Sondag se erediens, die opstandingsdiens, dat u saam met ons hier in hierdie gemeente, in hierdie kerk, saam die Here sal loof en prys vir sy opstanding. Maar vandag is die fokuspunt op die kruising, en ons maak ons harte stil voor die Here, wanneer ons ook saam die nagmaal later gaan gebruik. Baie dankie. Dan ook wil ek graag net sê vir ons besoekers baie welkom vanmôre in die gemeente, wat u saam met ons is. Baie dankie dat u deel is, ook aan hierdie nagmaalstafel, om die tekens ook te kan ontvang en te kan gebruik. U mag dit ook saam met ons gebruik. Dan ook vir Dominee Pieter vanmôre, baie welkom in die huis van die Here vanmôre. Dankie vir die diens wat u aan ons ook gaan lewer. Mag u deur die Heilige Gees versterk word. Ja. Robbie gaan ook nou vir ons die lied van die Houtkruis speel. U is welkom om saam te sing as jy die woorde ken. Dis ook 'n goeie fokuspunt vir ons vanmôre. Kruis
herinner aan 'n houtkruis vasgeslaan. Daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek onthou vertawe voor die ark het hy gedans en juig nou na die kruis van Jesus. Sal ons kan hande vou, ek swyg van, daar was 'n kruis, herinner aan 'n kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Oh, wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete dans verlos verbreek. Want daar was 'n kruis, herinner aan 'n kruis vasgeslaan. Oh ja, daar was 'n kruis, en daarom sal ek sing. Ek vra nie hoe jy voel nie, as gevoelens hoegenaamd sy besluite kon raak, dan was daar nooit einde. Toe hy spykers deur die bloed, daar die kruis draak. Oh, daar was 'n kruis, herinner aan my kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n kruis, Jesus, my Jesus, aan 'n kruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n kruis, en daarom sal ek sing. Oh, daar was 'n kruis, en daarom kan ek sing.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons is hier bymekaar vanoggend op Goeie Vrydag, besondere geleentheid vir ons as gelowiges, die geleentheid oor Paasnaweek, saam met Sondag, in die teenwoordigheid van die Here. Ons het tekens van rou en van lyding en van droefheid voor ons. Ons het gesing van 'n kruis, nie wat iemand maar net aangehang het, omdat hy met touwtjies vasgemaak is nie, maar waar daar sulke lang, dik penne weer sy gewrigte en sy voete wat gekruis was, hard ongenadiglik ingeslaan. Maar ons is hier om fees te vier. Want ons is hier vanoggend om die vrug van daardie lyding te gedenk ook. Mag die Here dit vasmaak in ons harte, wat Jesus se kruisdood vir ons elkeen beteken. Mag dit vir jou en vir my vanoggend weer 'n belewenis wees. Nie maar net iets wat ek hoor nie, maar dinge wat ek in my hart ervaar van wat Jesus vir my gedoen het. Die vreugde, die vergifnis, die vrede en die versoening van God. Dankie vir die ou kruis. Ek gaan huis toe gaan en ek gaan een kant skryf NG Gemeente Eskom en ek gaan stil word vir die Here en hy gaan vir my 'n vers gee wat ek op die ander kant gaan skryf. Jy kan maak wat jy wil, maar dis wat ek gaan doen. Julle die ou kruis in julle hande, ek kan hom nie in my hand hou terwyl ek preek nie. En nou is ek nie 'n Rooms-Katolieke priester nie. Maar ek dink vandag veral aan iemand, voor daar seer, in Port Elizabeth, wat vir my hierdie dag gegee, en wat die tyding gekry het dat sy ernstig siek is, baie siek is. En ek wil hê dat julle, ook in julle gebed, in julle gebede, in die tyd daarna sal dink, my naam is Tossie, liefdevolle mens, wat uitreik na ander mense. En so dink ons ook aan baie ander mense. Ek vra vir julle vir haar, en julle ken ook mense, wat deur groot lyding gaan, wat swaar kry. Vandag is Goeie Vrydag, môre is stil Saterdag. Ons gaan môre in stilte lewe. Want dit is baie belangrik, Jesus is in die graf. En dan Sondag kom die son op. So gebruik jy die tyd, gebruik jy die besondere geleentheid, die naweek. Ja, gaan eet uit as jy wil. Kuier by mekaar, maar veral môre. Neem 'n goeie tyd hier om stil te word. En jy sal ervaar daarna die wonderlike ervaring van God se teenwoordigheid en die werking van sy Gees in jou lewe. En die Here wat vandag vir jou en vir my bymekaar gebring het, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, groet vir jou en vir my, met sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Nou voor ons gaan saam sing ons loflied, wil ek graag net met julle 'n oefening doen, maar dit is nie sommer net 'n oefening. Ons gaan 'n bietjie tyd met mekaar saam deurbring. Ek hoop julle voel ook so. Vergeet van die varkboutman, of wat ook al. Hy sal van self gaan, ekskuus is net so 'n loopse woord. Ek wil hê julle moet saam met my ietsie beleef
van wat die formulier sê oor die nagmaal. Die formulier sê 'n hele paar hoofpunte. In die eerste plek is dit 'n gedagtenismaal. So as ons die broodjie neem, die wyn en die druiwesap drink, dan dink ons aan die ou kruis. Dan dink ons doelbewus aan die lyding en die sterwe van Jesus Christus. Dat hy wat aan God gelyk was, dit geen roof geag het om aan 'n mens gelyk te word. Dat hy gewillig was en gehoorsaam was tot die dood toe, dat die dood aan die kruis. Maak jou oë toe en dink aan dit wat deur Jesus gelei het en hoe hy gesterf het. Laat dit in jou hart leef. My God, waarom het U my verlaat? En dan sê die formulier, sodat ons nooit deur God verlaat sal word. En op grond hiervan sê die formulier, is die nagmaal ook 'n waarborg. So seker as wat ons hierdie brood vat en dit eet, en hierdie wyn neem en dit drink, so seker is dit wat Jesus Christus vir jou en vir my aan die kruis gedoen het. So seker is daar die verlossing, is daar die vergifnis, is daar die versoening. Dink daaroor. Wat sê dit vir jou? En dan is die nagmaal ook 'n gemeenskapsmaaltyd. Want die Here is deur sy Gees hier by ons. En ons het in die eerste plek gemeenskap met die Here, die drie-enige God. En hy is hier vir jou en vir my om ons te seën. Ontvang daardie seën van die Here. Maak jou hart oop. Ontvang dit. Maar ons is ook hier in gemeenskap met mekaar. Broeders en susters in Christus Jesus, wat aan mekaar verbind is en wat mekaar liefhet. Nou as jy daar by iemand sit, vat jy daai persoon se hand. Of as iemand voor jou sit, sit net jou hand op daai persoon se skouer. En ervaar die werking, ervaar die belewenis van die eenheid van die gelowiges. Dis ons gemeenskapsmaal. En dan is dit ook 'n maaltyd met 'n toekomsverwagting. Ons eet hierso Vrydag vir Vrydag, Goeie Vrydag en ander kere. Eet ons 'n broodjie, ons drink 'n bietjie wyn of druiwesap. En ons gaan maar weer in die tydelike lewe aan. Maar die nagmaal wil ook vir jou en vir my sê, hierdie lewe op aarde is nie die uiteindelike lewe nie. Ons sien uit na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Nie om tekens van rou en droefheid te vier nie, maar aan te sit aan 'n feesmaal in die hemel, in die ewige lewe. Sien nou weer daarna uit. Plaas nou weer jou hoop daarna. En dan is die nagmaal ook 'n vreugdefees. Al is dit tekens van rou en droefheid, vier ons fees in hierdie oomblik, want ons beleef weer dat die Here Jesus die volle prys vir ons betaal het. Dat ons ware vrede in ons hart het. Daar is 'n blydskap, daar is 'n vreugde ongeken, daar is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Daar is 'n innige versoening met die drie-enige God. Jy en ek is nie meer van God geskei nie. Ons vier fees. En dan is die nagmaal ook 'n dankbaarheidsfees. Kan ons ooit genoeg dankie sê? Kan ons God ooit genoeg prys en loof? Het ons ooit 'n groter gawe ontvang as wat ons vanoggend gaan beleef? Ons kan nie anders sê. Ons kan net sê uit ons harte uit, dankie, Here. Ons het dit nie verdien nie. U het dit vir ons gegee uit genade. En daarom wil ons lewens ook aan U wy. Wil ons aan die dag saam met Christus sterwe, opnuut weer aan die ou mens, aan die self. En wil ons ook deur Sondag saam met U opstaan, Here Jesus, want U het die dood oorwin. U het U kruisdood 'n waarborg gemaak met die opstanding in 'n nuwe lewe. Ons sterf saam met U aan die ou mens. Ons staan saam met U op, ook weer oor hierdie naweek as 'n nuwe mens. En daarom wil ons opstaan en nou ons loflied aan U bring met lied 219, eerste 2 verse. Laat ons sing van ons verlossing. Kom ons doen dit met vreugde en met blydskap. Laat ons sing van ons verlossing, hy wat wys uw liefde leun. Heer sy kruisdood teen die Jode, self sy hand aan ons verloon. Sing oor sing van ons verlossing, aan die kruis het hy gelei. Deur sy dood bring hy versoening, van ons skuld maak hy ons vry. Maak ons spraak het almal om ons, oor die hoop wat in ons vier. Jesus Christus het in liefde al ons sonde ons vergeef. Sing van ons verlossing, hy oorwin die dood en hel. Ons het deel aan sy oorwinning, oral wil ons dit vertel. Wat 'n wonderlike geleentheid om dan ook op Goeie Vrydag belydenis van ons geloof te doen. Kom ons doen dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees.
Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons deel met mekaar hardop ook ons gemeente se gedeelde roeping en daarna sing ons lied 440, 440, verse 1 en 4, die Here salf ons met sy gees. Kom ons sê dit saam hardop. Die Heilige Gees maak ons toegewyde lidmate deur gebed en daaglikse bekering. Die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Wie laat lei deur God se gees, leer iets van Christen wees. Hy leer ons bid, getuig en dien, en lief hê sonder vrees. Ons gaan vanoggend net 'n paar verse saam lees uit Johannes 19, verse 28 tot 30, maar voor ons saam lees, kom ons verenig eers in gebed. Wonderlike Here, Heer van ons lewens, aan U kom toe al die lof en die eer en die dank van ons harte. Ons is hier voor U aangesig in U teenwoordigheid saam as U gemeente, om hierdie heilige nagmaal te kan gebruik. En Here, dit is 'n groot ernstige saak. En daarom wil ons voor ons aansit aan die tafel en die tekens van brood en wyn neem, en nadat ons gehoor het uit ons formulier, wat is die betekenis van die nagmaal? Wil ons eers, Here, na binne kyk, na ons eie lewens, na ons eie harte. Wil ons onsself ook eers spieël in die teenwoordigheid van U Gees, in die spieël van U woord. Die Gees oortuig ons van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Here, ons wil aansit aan hierdie tafel, dat dit vir ons kan seën en betekenis hê. Ons wil nie maar sommer net aansit nie. Ons besef die diepte van U lyding, Here Jesus. Ons ken dit, ons bely dit, en ons wil dit graag ook vanoggend beleef, die vrug daarvan, die seën daarvan. Maar voordat ons dit kan doen, Here, wil ons eers met berou, met ware berou, ons sondes voor U kom bely. In hierdie heilige week van Palmsondag af, wat 'n wonderlike geleentheid is dit om daagliks stil voor U te word en ons voor te berei vir hierdie naweek. Maar Here, ons berei ons voor, ons kom na U toe, U ken ons harte, ons kom met berou, ons bely ons skuld. Ag, en sommer vanoggend nog, miskien, was daar 'n ongeduld in ons hart. Was daar 'n verkeerde gesindheid teenoor iemand anders dalk? Was daar 'n stuk negativiteit in ons gemoed oor dit wat ons beleef, en het ons weer, Here, teruggeval? Miskien in een of ander ou gewoonte wat nie volgens U wil is nie. U ken ons harte, elkeen van ons. Ons kom, Here Jesus, ons kom Vader, ons kom Heilige Gees, ons kom bely dit aan U. Dankie dat U vir ons vergewe, U woord beloof ons dit.
Ons neem hierdie vergifnis aan met 'n hart vol dankbaarheid en ons eer U naam daarvoor. En daarom bid ons Here dat ons nou ook die ryke betekenis en die seën van die gebruik van die tekens en die aanhoor van U woord en die inwerking van U Gees baie diep, baie aktueel, lewendig in ons harte sal ervaar. U skep dit deur U Gees, die Gees van God. U bring vir ons in daardie belewenis, nie maar net om U woord te hoor nie, nie maar net om 'n stukkie brood en 'n kelkie en wyn oor ons lippe te neem nie, nie maar net om iets in ons liggame in te neem nie, maar U dra dit in ons harte in. En daarom kom ons vanoggend om ons harte vir U oop te maak. Maak met my Here net wat U wil. U weet wat is nodig in my lewe. Ek vertrou net op U. Ek kom stel myself totaal oop saam met my medegelowiges in hierdie erediens dat U kragtig sal werk, o Gees van God. Ons kom met vertroue, ons kom met verwagting, want U beloof dit in U woord. U woord sal nooit leeg na U terugkeer nie. U woord is kragtig. U woord is geïnspireer. U woord vernuwe en verander mense se lewens. Help vir ons Here om nie maar net te hoor nie, maar om regtig in te neem. Dryf ons so deur U woord ook in hierdie oggend, dat ons met aandag luister, dat ons daardie woord hoor wat U vir elkeen van ons wil sê, en dat ons dit gaan doen. Dat ons daders van die woord sal wees. Want Here Jesus, U het ook vir U disippels gesê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Dank U vir die voorreg om U wil te doen. Want Here Jesus, U was getrou in die roeping waartoe die Vader vir U gestuur het. U was getrou aan U liefde, U eie liefde. U was getrou aan die versoeningsplan wat U as die enige God uitgewerk het en wat volmaak is, en daarin wil ons vashou. Ons eer U Here, ons loof U, dat ons nie voorreg mag hê om U kinders te wees. Ons harte is oorstel met vrede en vreugde in die Here Jesus Christus, omdat ons met God drie-enig versoen is, en omdat ons in daardie evangelie, daardie goeie nuus, elke dag kan lewe, en daarin kan vashou. Here Jesus, U was gehoorsaam, U was getrou, U het ons U kerk gemaak, U het ons U eiendom gemaak, juis om hierdie seëninge, wat ons vanoggend belewe, elke Sondag, in ons verhouding met U, nooit vir onsself te hou. Daar's 'n wêreld daar buite en ons weet dit, wat smag na die goeie nuus van die evangelie. Here, laat elke gedagte, elke gesindheid, elke woord wat uit my mond uitkom, alles wat ek toelaat om te hoor en in my lewe in te kom, elke ding wat ek doen, hierdie goeie nuus uitdra na mense daar buite.
Nie dat dit gaan oor die mens nie, dat hulle vir U sal leer ken. En dat hulle by U sal uitkom en verlos kan wees van daardie lewe wat hulle nie wil leef nie. Ons is instrumente in U hand, Here. Daarom is ons die kerk. Ons mag nie maar net hier by mekaar kom en ontvang nie. Ons kom ontvang hier die seën van die Here om dit uit te vat na buite toe. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help. En dat ons gaan baie foute maak. Ons is mense, maar dit ons nie sal afskrik nie. Dat ons gedryf sal word deur U liefde, wat U vir ons gee, en die voorreg om die disippels te wees, U navolgers, mense wat deur U geroep is, dat ons nooit sal terugdeins nie, Here. Geef vir ons daardie moed, daardie krag, dat ons oral die evangelie sal leef. Rus vir ons toe, deur die woord ook in hierdie oggend. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam nou net hierdie paar verse. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisopstakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En hy het sy laaste asem uitgeblaas. Hierdie twee woorde wat die Here Jesus gesê het aan die kruis op Golgotha, in die vorige gedeelte praat hy ook van seun, daar is jou ma, daar is jou seun. Dit het ook 'n wonderlike betekenis. Maar dis wonderlik, broers en susters, dat die Here Jesus so aan die einde van sy kruisiging op die kruis twee dinge sê, wat ons sal sê staan absoluut teenoor mekaar. Die een is so negatief, sal ons sê, ek het dors. En die ander een is so mooi, so positief, dit is volbring. Die twee goed staan nie teenoor mekaar. Ek wil graag net wat ek neergeskryf het, hier 'n paar dinge net sê, net dat ons op hierdie manier begin. Ek het so 'n paar slagspreuke net gaan kyk oor dors en volbring en die betekenis daarvan. Ag, en ons is hier ook as broeders en susters, as gesin, om daar nog 'n bietjie saam te lag. En die eerste een wat ek gelees het, is nou nie die beste een nie. Sê iemand dat die wêreld bied 'n drankie, maar net Christus les die ware dors. Die wêreld bied vir ons 'n drankie. Hoe lank hou 'n drankie vir jou dors? Maar Christus alleen les ons ware dors. Dit is volbring. Die einde van ons soeke, die begin van ware vrede. Ek wil net 'n bietjie oor die twee goedjies dink. Wat beteken dit? Ons moet nie vinnig oor woorde gaan nie. Dit is volbring. Die einde van ons soeke, die begin van ware vrede. Die dors is 'n uitdrukking of 'n feit van ons behoefte. Christus se volbring is 'n bewys van sy liefde, van sy voorsiening.
Ons dors is 'n uitdrukking van ons behoefte. Van wat ons nie het nie, en wat ons soek. Van dit wat leeg is in ons lewens. Christus is volbring is 'n bewys van sy liefde, van sy voorsiening. Dis wat volbring beteken. Hy het alles voorsien. Daar's niks meer nodig nie. Vir jou en my dors nie. Augustinus het gesê, U het ons vir U self gemaak, o Here, en ons harte is rusteloos, totdat hulle in U rus vind. Ons harte is dors, want Here, U het ons vir U gemaak. En as ons nie by U is nie, dan is ons harte rusteloos. En wat hy bedoel daarmee is dat ons kan op so baie plekke gaan soek vir die vervulling van hierdie dors en hierdie behoefte. Hierdie leemte wat 'n mens het in jou lewe, maar daar's net een plek. Ons kan nie rus vind in die Here. En toe het Martin Luther gekom en hy het iets soortgelyks gesê om by Augustinus aan te pas. Hy sê ons harte is rusteloos, totdat hulle rus in U gevind. Dis wat hierdie twee kruiswoorde vir jou en vir my wil sê. Nou die Here Jesus Christus roep uit, ek is dors, omdat hy waarlik mens is. Hy het daardie dors uitroep geroep aan die kruis vir jou en vir my. Hy het gesê, dit is eintlik wat met 'n mens gebeur. Here, Vader, ek vat hierdie dorsheid, ek vat hierdie droogheid, ek vat hierdie leegheid, vat ek op my. Dit is die intensiteit van Christus se lyding, van sy dood. Hoe lank was ek en jy al dors gewees? 'n Mens kan lank aanhou lewe, maar as jy nie water het nie, gaan jy gou dood. Lewende water, gewone water is belangrik. En die Here wil nie hê ons moet daardie dors hê nie, want Christus het dit alles op hom geneem. Hy het jou en my dors aan die kruis vir ons beleef en gedra. Aan sy lyf, aan sy liggaam, volledig mens. Die intensiteit van die lyding wat hy ervaar het. Praat nie eens van waar hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat nie? Dis soortgelyk. En in dieselfde asem nadat hierdie hiesoptakkie met sielwyn vir hom bring, wat die slegste drankie is wat die Romeine kon aanbied vir iemand, maar hy moes iets neem, want hy het so intens in sy liggaam die lyding ervaar, dat hy dit geneem het. En so maak ons as mense ook, ons het so behoefte aan daai vervulling, daai bevrediging van die dors. Maar dit was nie voldoende. Jesus was selfs bereid om dit te neem, omdat hy dit nodig gehad het. Hy het so volledig as mens vir jou en vir my gelei na die kruishout. Ons moes eintlik daardie straf gehad het. En hy het dit alles op hom geneem. En daarom net in die volgende asem sê hy tetelestai, dis die Griekse woord. Dis volbring. Ek skuld jou 'n klomp geld. Nou kom ek na jou toe en ek staan voor jou. As ek daardie geld nie vir jou gee nie, gaan jy vir my kwitansie gee. Ek gaan nie. Want ek moet eers betaal. Ek kry kwitansie, 'n vryskelding, as ek my skuld aan jou betaal. Ons kom met ons skuld na die Vader toe, en hy skryf oor ons skuld tetelestai. Dit is betaal. Jy skuld niks nie. Dis wat die Here Jesus sê. My kruisdood is 'n volmaakte offer.
Jy hoef niks daarby te voeg nie. Vat dit net. Vat dit net in die geloof, dit is vir jou volbring. Leef daarin elke dag. As die sonde dan kom met sy dors in jou lewe, daar is 'n antwoord. Dit is voorsien op Golgotha. Dit is volbring. Die laaste bietjie skuld is betaal. En ek staan onskuldig voor God. En daarom as ons iets verkeerd doen, broeders en susters, wat weer die geestelike dors in ons liggame, in ons lewens, in ons totale mensheid inbring, gaan na die Here Jesus toe, hou vas aan die volbring wat Jesus vir ons betaal. Kom ons doen dit nou ook as ons die tekens gaan gebruik. Kom met ons dors na die Here. Hy nooi vir jou by. Al is nie lidmaat van die NG Kerk. Vir die gelowiges is dit tot versterking van sy geloof. Weer tot 'n bevestiging van die volbragtheid, as ek daai mooi ou woord kan gebruik, wat Jesus vir jou en my gebring het. As jy vanoggend hier sit en jy ken nog nie die Here nie, jy sit in dors, beteken dit nie jy mag nie die nagmaal gebruik nie. Dis 'n storie daai, dis nie waar nie. Ons word uitgenooi om by herhaling weer die bevestiging te ontvang van dit wat Jesus Christus ten volle vir ons betaal het. Maar as iemand hier is wat nog in die dors van sy sonde lewe, sê die Here Jesus, kom na my toe. As jy moeg oor daai is, kom na my toe as jy dors is. Kom na my toe met jou dorsheid. Jy kan nie op 'n ander plek in die wêreld kan nie vir jou 'n drankie bied om dit te lees nie. Kom, neem die brood. Kom, neem die wyn. Kom, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Kom glo in die Here Jesus Christus. Neem daai eerste stap. Neem daai eerste stap in die geloof. Jy sal die ewige lewe ontvang. Amen. Kom ons in Lied 299, vers 1 en 2, laat ons Heer U dood verkondig as ons voorbereiding vir die tafel van die Here. Sê vir mekaar welkom en mag die Here vir julle ryklik seën. Sê vir mekaar welkom by die tafel van die Here. Goed, ons gaan nou die tekens uitdeel. Vra vir jou die broodjie en die wyn net in die hand te hou.
En dan sal ons die tekens instel. So ons gaan nou eers die tekens uitdeel, en daarna hou dit in die hand, dan stel ons die bediening van die nagmaal in. Jy sal sien op die bord, ons gaan die woorde gebruik van die 303, nou in die instelling van die nagmaal. Eerste 2 reëls is, eet die brood, drink die wyn, kom na Christus, hy stil die honger. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van die Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. In die volgende 2 reëls van die lied 303,
Eet die brood, drink die wyn, glo in hom. Hy les u dors. Die bloed van ons Here Jesus Christus is vergiet. Neem dit, neem die wyn, neem die druiwesap. Dink daaraan en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Sê vandag en môre in stilstate dag aan mekaar vir jouself. Dis oor. Dis 'n volkome versoening vir al my sondes. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing 'n lied saam, met dankbaarheid in ons harte, die Here wat vir ons geseën het nou, en die vrug van sy kruisdood, sy lyding, wat in ons liggame ingeneem is. Dis nou so deel van jou en van my, soos min ander ding. En weer die geloof in ons hart. Kom ons sing vandag die troos wat dit vir ons bring, terwyl jy so bly sit met lied 292, net die eerste vers. My Heer is die troos in ewig doel, is dat ek aan Jesus Christus behoor. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Ek behoort na my Here, dit sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, is my anker, my vaste hoop. Geen nou geleentheid vir jou en vir my om ons harte vir die Here dankie te sê en vir hom te loof en te prys. Net so 'n minuut. En dan gaan ons nou die 393 saam sing. Middelpunt van ons verlange. Daar kan nie 'n groter verlange wees in 'n mens se lewe nie. U bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds u liefdegloed. Weet jy of jy op die bord kan sien nie, ons gaan sommer hier bly sit. Ons gaan staan in die lied sing, julle staan en ons ontvang die seën van die Here. Ons sing ons amen lied en dan stap ons in stilte in. Kom ons sing staande lied 393, ons sing verse 1 en 4. Ons
betaald. Deur in liefde werk die liefde, die kom met ons voorbegin. Die laat groei in ons die visie van 'n nuwe lewensin. Die skenk nuwe inspirasie om te bid te volg te dien. Middelpunt van ons verlange, die het rus aan ons voorsien. Ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met elkeen van ons, van julle. Amen.